Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. In hierdie video praat ons bietjie oor parallelle lyne of soos die meer Afrikaanse onderwysers sal sê ewewydige lyne. Ek gaan ook sê ewewydige lyne want as ek te vinnig sê parallelle lyne dan knoop my tong en dan sê ek vreemde elle. So ewewydige lyne. In hierdie video gaan ons bietjie praat oor die definisies daarvan en dan die drie redes wat gepaard gaan met parallelle lyne. Hulle gaan altyd van nou dat jy dit leer tot en met matriek gaan hulle altyd iewers vir jou so 'n ding ingooi. Hulle gaan vir jou parallelle lyne gee en dit gaan half en half gepaard met die hele eienskappe van vierhoeke en sulke tipe staf. So as jy parallelle lyne verstaan, dan verstaan jy werk wat vir jou gevra gaan word as jy in matriek inkom. So moenie te veel, ek weet nie. Moenie te min daaroor stres nie. Stres daaroor, sit bietjie fokus daarop en verstaan die werk as jy regtig verstaan hoe om dit te doen. Hulle toets dit konstant deur die volgende 5 jaar op dieselfde manier. So tensy daar 'n onmenslike groot verandering gaan kom in die onderwysstelsel, gaan jy hierdie net so kan doen in jou matriekjaar. So as jy matriek is en jy is hier net vergeet hoe dit werk, welkom. Eers begin ons met definisies, net 'n paar dingetjies soos terme en 'n taal wat ek gaan gebruik reg deur die video wat jy moet weet en verstaan. Jy het dit al heel waarskynlik gehoor, so jy kan dit skiep as jy wil. En ook dan die 3 redes: verwisselende hoeke, ooreenkomstige hoeke en laaste, maar nie die minste of die maklikste nie, KO binnehoeke. Ek sê KO binnehoeke. Ek weet regtig nie hoekom nie. Iemand het vir my, ek het dit iewers opgeleer. My onderwyser gaan heel waarskynlik sê KO binnehoeke, maar ek weet nie, ek sê KO. Dit klink dalk net, ek weet nie, dit klink net cooler. En om jou te help om hierdie goedjies te verstaan, gaan ek net 'n voorbeeld van elkeen doen. En dan 'n finale voorbeeld dink ek. Nee, nie 'n finale voorbeeld nie. Net 3 voorbeelde. Ja. Alright. Kom ons begin met die definisies. Die eerste ding wat jy moet weet, vanselfsprekend, is wat is parallelle lyne of ewewydige lyne? Dit is baie eenvoudig as jy luister na die woord ewewydig. Dit is lyne wat ewe wyd is. So dit beteken maar net hulle gaan altyd ewe wyd van mekaar af wees. Verbeel jou 'n treinspoor, hulle sê dit altyd en ek kan nie beloof dis jou onderwyser dit ook vir jou geleer het. 'n Treinspoor gaan nooit naby mekaar, soos nader aan mekaar gaan nie. Behalwe as daar plek is waar 2 oor mekaar gaan, dan lyk dit dalk asof hulle naby mekaar gaan, maar hulle doen nie regtig nie, hulle sluis mekaar net. Hulle gaan altyd ewe ver van mekaar af wees, ewe wyd. Of ek kom nou hier links meet en of ek kom nou daar regs meet, hulle gaan altyd ewe wyd wees. Dieselfde kan nie gesê word vir die volgende lyne nie. As ek hom hier onder meet, wow, hy het nie uitgefreek nie. As ek hom hier onder meet, hierso in die hoekie, kan jy sien daai pyltjies wat ek daar getrek het is nie soveel soos die pyltjies wat ek vorentoe trek nie. So hulle is nie ewe wyd nie en op 'n punt hierso meer links gaan hulle mekaar sny. Jy gaan verskillende definisies hoor en een van die verduidelikings van wat is parallelle lyne of ewewydige lyne gaan wees dat soos hulle sny mekaar iewers. Dis ja, iemand gaan dit vir jou sê, al sien jy dit dalk nie nou nie. Ja, hulle gaan dit op 'n stadium vir jou sê. So, daai is nie 'n goeie voorbeeld van parallelle lyne nie. Ewewydige lyne. Kyk, ek sê in die begin van die video ek gaan dit ewewydige lyne doen want ek knoop my tong met parallelle lyne en dan hou ek aan met die parallelle lyne. Ek weet nie hoekom nie. Ons dui dit aan die 2 lyne wat ewewydig is van mekaar, dui ons aan met 2 pyltjies. Nie streepies nie, pyltjies. En aangesien ons werk met lyne, gaan ek die lyne name moet gee om vir jou wie ook al na die werk kyk, aan te dui dat, okay, ek werk met hierdie 2 lyne. So daarbo sien jy nou AB
is ewewydig, kyk na die pyltjie op die een, aan CD wat ook 'n pyltjie op hom het. In latere jare gaan jy 'n skets kry waar daar meer as 2 pare lyne wat ewewydig is aan mekaar is in die skets teenwoordig. Nou het hy nie sin gemaak nie. Maar daar gaan lyne wees wat ewewydig is aan mekaar en dan gaan daar ander lyne wees wat weer ewewydig is aan mekaar en 'n derde klomp lyne wat ewewydig is aan mekaar en jy sal sien hulle onderskei die verskillendes met hoeveel pyltjies op die lyn is. Hierdie 2 lyne het net 1 pyltjie op. As daar nou 'n ander paar was wat nie ewewydig is aan hierdie nie, maar ewewydig aan mekaar, dan gaan hulle 2 pyltjies op mekaar hê, net sodat jy kan onderskei tref, omdat die goeters is nie op skaal nie. So net sodat jy onderskeid kan tref tussen watse lyne is nou parallel en watse lyne is nie. En aan watse lyne is hy ewewydig en watse lyne is hy nie. Jy weet? Nou hoe ek dit neerskryf, so hierdie is nou net die prentjies. Ek het nou net die prentjies gewys, maar hoe ek dit neerskryf gaan as volg wees. AB, daai lyn AB is ewewydig. Daai 2 streepies wat regop staan. Dis is gelyk aan wat opgestaan het en besluit het hy's nou gatvol vir wiskunde. Hy opgaan staan en nou staan hy daar tussen die AB en die CD, 2 lyne. Okay? Nog 'n vinnige definisie wat ek jou wil leer is hoe noem ek 'n hoek? Jy weet dalk hoe dit werk en jy het dit gedoen heel waarskynlik en jy is dalk nou 'n legend daarin. Maar ek noem 'n hoek in die volgende manier. Jy sê as ek byvoorbeeld met spesifiek daai hoekie daar, as ek nou oor hom wil praat, gaan ek kyk watse punte is rondom hom. So ek gaan daai E, die F en die H gebruik. So ek sê ek praat van hoek EFH met 'n kappie op die F. Sorry. Dit beteken maar net ek praat met die ding aan 'n skêr of soos 'n armpit. Is net die binnekant, nê, nee, van die skêr of die armpit. Ek gaan armpit nogal baie sê. So as dit jou ongemaklik maak, voel shame, nê. Nee. Video is baie lank. Nou dat ek dit sê, as jy net hersiening wil doen, gaan na die timestamps toe. Hulle sal vir jou mooi wys waar wat is. So, daar is een manier. Die ander manier wat ek 'n hoek kan noem is, kom ons sê daar was 'n enetjie daar. Sien jy daai enetjie wat ek daar trek? Dan hoef jy nie 3 hoofletters te hê om een hoek te verduidelik nie. Dan kon jy net sê F1 maar met 'n kappie op die F. Okay? Alright, kom ons begin. Die 3 redes. Alle onderwysers vir 'n van 'n rede leer hierdie rede vir jou. Van FUN. En dan sê hulle vir jou dis van want wiskunde is van. Maar moenie vir hulle luister nie, hulle lieg vir jou. Wiskunde is nie van nie, wiskunde is moeilik en is sweet en is harde werk en is laat aande en dis nie pret nie. Dis harde werk, maar dis 'n maklike manier om die lyne te verstaan. So die eerste een, F, ons gaan oor hom in meer diepte in so 'n paar minute praat. Maar hy is die ooreenkomstige een. Die U is die KO binnehoeke en die N is die verwisselende hoeke. Nou die hoeke wat ter sprake is, ek weet dis nou 'n fancy mooi woord, maar die hoeke waaroor ek praat gaan wees in die F gaan dit daai hoeke daar wees. Dis nou as daai spesifieke lyne parallel is. Jy kan seker hierdie screenshot en dan iewers op 'n Word dokument gaan print, gaan paste en dit dan vir jou print sodat jy net die redes kan onthou. Net onder dit neerskryf ooreenkomstig KO binne en verwisselende. Dis jou keuse. Ek gee nie om wat jy doen nie, in alle eerlikheid. Maar met die F praat ek van daai 2 binnehoeke. Met die U praat ek van daai 2 hoeke. Nou hulle maak die armpit, dis binne in die armpit, dis waar dit kielie. En dieselfde met die Z, sien jy, dis aan die binnekant. Nou die eerste een waaraan ek gaan werk is die verwisselende een. Hy is heel toevallig die laaste een. Ek het nie
regtig in die orde van die van gegaan nie. Dit is net verwisselend, is maar die maklikste. En hy word ook eintlik die meeste gebruik. So toe kies ek hom eerste. As ek nou twee sulke sketsies het en ek sê vir jou, okay, daar's al my sye, daar's al my hoeke en ek sê vir jou AB is parallel aan CD, kan daar in een sulke skets twee verskillende zette, sê ek dit so, zette gevind word. Nou, in die eerste een, sal jy sien, ek teken hom, maar dit lyk soos 'n doodgewone normale Z. Jy is gewoond aan daai Z, dis die Z wat jy maak in klastyd, ek weet nie, maar jy ken hom so. Die ander een is, as ek sy bene vat, en ek trek hom, dan word hy so plat. Sulke plat Z, dit is ook verwisselende hoeke. Dis die twee forme, so te sê, wat jy hom in gaan kry. Nou, in my eerste een, gaan ek vir jou sê, dat AEF, hierdie linkerkant is my eerste een, ek het hulle nou nie nommers gegee nie, maar AEF, kyk waar is AEF, AEF, ek gaan so A en dan E en dan F, is gelyk aan D, of nee, ek begin by E, EFD, jy kon ook gesê DFE, dit maak nie saak nie. En in my ander een, het ek ook weer die binne, die armpit, nê, BEF aan EFC. So dit gaan wees, daai oukies daar, daai en daar, en daai en daar. En my rede hiervoor gaan wees, verwisselende hoeke, maar wat regtig ongelooflik belangrik is vir verwisselende hoeke, gaan wees, jy moet die sye wat parallel is, moet jy neerskryf. So, jy sê nie net die rede en dan gaan jy aan met jou lewe nie. Jy moet sê, verwisselende hoeke, komma, punt, sy AB is ewewydig aan CD. So, dis soos jou rede se rede. Jou rede is verwisselende hoeke, maar ek kan verwisselende hoeke gebruik, omdat AB ewewydig is aan CD. Jy kan hierdie ook screenshot. Ek sal dit doen, in alle eerlikheid. Dan sit ek dit op my muur en dan herinner ek myself, maar julle is nou nie ek nie, so doen wat jy wil. Voorbeeld. Nou, jy vergeef vir jou in jou toets sulke dingetjie. Sy gee vir jou daar 40 en 'n X, en sy sê vir jou daai twee lyne is ewewydig aan mekaar. En dan sê sy vir jou, bepaal vir my die waarde van X. Wat is X se waarde? Hierdie vraag is eintlik baie maklik, as jy net 'n bietjie dink. Nou my Z lê so. Ek kan sommer dadelik sien daar's 'n Z daar. Dit beteken ek gaan weer met my binnehoeke werk, my armpit hoeke. So, FGH, skryf dit eers so, is gelyk aan die hoek IHG. Wees deeglik, skryf dit eers so. My rede daarvoor is verwisselende hoeke en FG parallel aan HF. Voordat ek aanbeweeg, wil ek net eers vir jou sê, maak 100% seker jou redes, jou stellings en jou redes is in dieselfde lyntjie. Okay? As jy hierdie se stelling, daai deeltjie daar, F, daai wat ek sê, hoek G is dieselfde as hoek H, as daai stelling nie reg oorkant sy rede is nie, maar jy maak nog 'n stelling onder hom en jy skryf hierdie rede langs hom, dan gaan jy daai punt verloor, want die rede moet langs die stelling wees, anders gee jy die rede vir een of ander stelling en dis nie reg nie, dis verkeerd. So, ek doen dit nie regtig in hierdie video nie, want ek het nie soveel spasie nie, maar jy moet, luister vir my as ek dit sê, jy moet jou stellings en jou redes reg op mekaar sit. Ek het te veel mense nie soos punte afgetrek in my lewe, net omdat hulle nie hulle stellings en hulle redes reg oor mekaar gesit het nie. Dan kom hulle na my toe en hulle sê, ja maar meneer, hier is my stelling. Dan sê ek vir hulle, maar jy het soos 4 ander stellings gemaak, en dan die rede, en dan verwag jy van my om te glo, of te hoop dat daai rede is nou by hierdie stelling, en nee, dit werk nie mis so nie. Ek is ook nie heeltemal klaar met my som nie, want
Ek weet ook nie heeltemal wat die rede, wat die waarde is van x nie. So, aangesien daai twee hoeke verwys na x en 40, kan jy net sê x is gelyk aan 40 grade. So maklik soos dit. Volgende rede. Volgende is my ooreenkomstige hoeke. Ooreenkomstige hoeke kan ook hulle, soos in die natuur, jy weet, is hulle ook in twee vorms, soos die Z. Die eerste een gaan 'n normale doodgewone F wees, wat regop staan. Die tweede een gaan wees een wat op sy kop lê. So, kyk altyd, jy kan altyd kyk vir een wat op sy kop lê. Dis 'n goeie soos taktiek. Maar soms is hy regop ook. So jy moet bewus wees van die twee verskillendes wat daar is. Vergeet ek om asem te haal. Ek sê vir jou AD is ewewydig aan EH. So dit beteken dat die binnehoeke van daai effe, die armpithoeke, gaan gelyk wees aan mekaar. In my eerste een gaan dit wees, of ek dink ek gaan die tweede en eerste doen, wragtig. Is dit DBC. Sien jy, hy maak daai binnehoek daar. DBC is gelyk aan BFH. BFH. En in my linkerkantste een is dit GFH gelyk aan, daai hoek gelyk aan DBF. En my rede gaan wees ooreenkomstige hoeke, en dis belangrik in al drie van hierdie redes, AD is ewewydig aan EH. Ek meen nie dat dit altyd jou rede gaan wees nie. Soms gaan nie sy jy ander name hê, en dan moet jy die ander name gebruik. Voorbeeld 2 sê vir my sulke weird sketsie. Kan jy sien die, ek wil hierdie eintlik uitwys. Kan jy sien dit lyk nie, dis net omdat ek nie goed kan teken nie, maar dit lyk nie regtig asof die een lyn presies ewewydig is aan die ander lyn nie. Maar asof hulle een of ander tyd miskien gaan sny. As dit so lyk, maar hulle sê vir jou, kyk daar by die A en die D, die twee lyne is ewewydig, dan moet jy glo hulle is ewewydig. Omdat die sketse is nie op skaal geteken nie. So jy kan nie vir my sê, jy kan nie vir my sê hulle lyk nie ewewydig nie, so jy het nou maar aangeneem, hulle is nie ewewydig nie. Jy kan ook nie vir my sê hulle lyk ewewydig, daarom het jy aangeneem, hulle is ewewydig nie. Net as hulle vir jou sê hulle is ewewydig, kan jy hulle gebruik as ewewydige lyne. So hierdie lyne is ewewydig. Ek weet nie wat ek daar wil sê nie. Maar as ek nou in my sketsie sien, dan sien ek, okay, daar lê my F. Sien jy hom? En die armpithoeke gaan wees die Y en die 50 grade. Dan sê jy hoek BEF is gelyk aan GBC, en my rede daarvoor is ooreenkomstige hoeke. Kyk, hierdie moet jy nie doen nie. Jy moet die rede direk langs jou stelling hê. En dan eers kan jy sê dat Y 'n waarde van 50 het. KO binnehoeke. Ek het hom gelos vir laaste, want hy is half die moeilikste. In ons vorige twee hoeke was daar soos, hoe sê mens? Magtig. Daar was net soos X is gelyk aan 'n hoek en Y is gelyk aan 'n hoek. Hierso is dit bietjie anders, want die hoeke is nie gelyk aan mekaar nie. Nee, saam is hulle gelyk aan iets, maar hulle is nie gelyk aan mekaar nie. So, as ek praat van KO binnehoeke, praat ek van 'n U. Kyk vir daai U. En ek praat ook van die armpithoeke, maar die probleem is, hulle is nie dieselfde nie. Nee? So, ja, ek weet nie hoe anders om te sê nie, hulle is letterlik net nie gelyk aan mekaar nie. Maar, saam, so supplementêr, gee hulle vir my 180 grade. Jy hoor daai woord nou nie nou nie, maar jy hoort om te weet. Jy hoort te weet wat supplementêre en komplementêre hoeke is. Supplementêr beteken 180 grade. So, as ek vir jou sê, saam is hoek, as ek vir jou sê,
hoek B en hoek C is supplementêr, beteken dat ek sê vir jou saam is hulle 180 grade. Dit beteken die som van die twee is 180 grade, wat supplementêr beteken. Ek hoop jy weet dit. En ek hoop ook jy weet dat komplementêr beteken 90 grade. So hulle gee vir mekaar komplimente as hulle 90 is, maar hulle sap met mekaar. Dit sap beteken as jy dit in Engels gebruik, ou Engels, dan beteken dit jy eet saam. So supplementêr is 180, komplementêr is 90 grade. Maar dit gee vir my so klein vergelykingkie dingetjie, sien jy? A, B, C, so hoek B plus DCD, so hoek C is 180 grade. Maar dit beteken ook ek kan hom rond shuffle. So jy gaan een van die hoeke nie hê nie. Of jy gaan hoek B nie hê nie, of jy gaan hoek C nie hê nie. En jy gaan dit moet gaan uitwerk. Wat beteken, jy kan hom ook gaan skryf as ABC alleen, wat dan 180 is minus DCB, of DCB wat 180 is minus ABC. En my rede gaan wees, koue binnehoek is gelyk, nee, koue binnehoeke, en AB gelykvormig, hoor my, AB ewewydig aan CD. Laaste voorbeeld. Voorbeeld 3. Hulle gee vir jou so U, sê vir jou daai enetjie daar is 50 grade en die ander is Z. En hulle sê vir jou die twee lyne AB is ewewydig aan FD. Of ek dink ek sê DF, ek weet nie. Jy sien jou U, identifiseer hom en dan skryf jy AC, skryf die oorspronklike een asseblief. Moenie dadelik gaan na die minusse toe nie, want jy mors dit soms op. Vir een of ander rede, soms sê julle, dis die hoek minus 180 grade en dit maak net nie sin nie. So, AC is gelyk aan FE C en my rede is KO binnehoeke. AC is ewewydig aan FE. En dan is dit so klein sommetjie wat jy doen. O, liewe ouers, ek doen nie eens 'n sommie nie. Wat doen ek verkeerd? Hierso moet jy sê 50 plus Z is 180 grade. O, magtig. So 50 plus Z is 180 grade, daarom gaan Z 180 grade minus 50 wees, wat dan vir my Z 'n finale antwoord gee as 50 grade. Ek moes hier seker double check voordat ek dit gedoen het. Crazy ding is ek het dit actually gedouble check en hy maak nog steeds sulke foute. So Z is nie 50 grade nie. Jy kan nie dis alleen, moet jy daarna kyk nie. Z gaan wees 130 grade, aangesien ek 180 vat en ek minus 50 daarmee. Okay, ek hoop jy het jou iets geleer. Leer ook uit my foute uit asseblief. En ja, sien jou in die toekoms.